Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons begin vandag met hierdie nuwe reeks in Genesis 37 tot Genesis 50 soos reeds genoem is, die evangelie volgens Josef. En ek weet, ek sê dit elke keer as ons nuwe reeks begin, maar ek bedoel dit regtig elke keer. Ek is baie opgewonde oor hierdie reeks. Dit is lekker en dit is goed en ek dink is iets wat ons nie genoeg doen as moderne Christene nie, is om tyd te spandeer in die Ou Testament en spesifiek in die stories. En so deels van hoekom ons hierdie doen, is want ons wil hierdie uitstekende stories hoor, ware verhale, maar nog steeds stories hoor, wat daar duisende jare gelede gebeur het, maar wat so absoluut relevant is vir jou en vir my in ons lewens hier in 2022. En soos wat daai titel gesê het van die reeks, die evangelie volgens Josef, is daar 'n voor van 'n onderstelling daarso. En dit is dat ons is oortuig, vriende, dat die hele Bybel, insluitende die storie van Josef, uiteindelik is daar en is juis het gebeur en is gepen om vir jou en vir my te help om Jesus beter te leer ken en Jesus beter te verstaan wie hy is, wat hy gedoen het. En so dit is wat ons in hierdie reeks wil doen. Ons wil terugbeweeg na hierdie Ou Testament stories toe en in 'n mate ons eie lewens in daai stories sien, maar nog steeds ons hoop dan vind uiteindelik in die groter storie van Jesus. En dit is wat ons gaan doen. So kom ek bid vir ons, gaan ons inspring. Hou asseblief daai blaadjies byderhand. Ons gaan baie tyd daar spandeer vandag. Kom ek bid vir ons. Vader, ons wil stil raak. Here, ek dink aan die woorde van die liedere wat ons nou net gesing het, Here, waar ons wil erken u gesag en u heerskappy wil ons erken oor ons lewens. Here, en ons weet dat as die opperheer, as die koning bo alle koning, the King of Kings, u wat regeer, Here, is dit spesifiek wanneer u woord oopgemaak word en verkondig word waar u as die koning praat. En so, Here, kom asseblief deur die krag van die Gees en kom en praat met ons, kom en ontmoet met ons vanoggend, kom en Here, help ons om u beter te sien en help ons om in die storie van Josef onsself en ons wêreld beter te sien. Maar Here, moet ons ook nie daar los nie. Jaag ons na Jesus toe vanoggend. Ons bid dit in sy goeie naam en vir ons beswil. Ons bid dit. Amen. Amen. Vriende, een van die primêre eienskappe wat ek dink ons as mense van die diereryk daar buite onderskei, is die feit dat ons as mense het beide die begeerte, maar ons het ook hierdie vermoë dat ons wil heeltyd sin maak van ons lewens. Dis 'n baie unieke ding van ons as die mens. Ons het 'n diep behoefte dat ons wil sin maak van ons lewens. En so wat ons as mense dus kan doen en wat ons deurgaans doen is alles wat in hierdie lewe met jou en my gebeur, die groot en die klein, alles wat gebeur in ons lewens, is ons besig om daai data as dit ware te prosesseer en om dit alles te vat en dit heeltyd te interpreteer. Ons is heeltyd besig om alles wat met ons gebeur deur die jare te interpreteer, en wat ons spesifiek as mense doen, is ons interpreteer dit in die vorm van 'n storie. 'n Storie waarin ons eie lewens sien in 'n storie. Nou dalk doen jy dit doelbewus, dalk nie doelbewus nie, maar ons almal doen dit tog. Hoor saam met my, lees saam met my op die skerm hierdie aanhaling. Dis van 'n ou met die naam van Dan McAdams. Ek dink nie hy's 'n Christen nie, ek dink hy's 'n Christen boek nie. Die boek se naam is The Redemptive Self: Stories Americans Live By. En dit sal nou opkom. Ek lees dit so lank vir ons. Hoor wat sê Dan McAdams. Hy sê, beginning in late adolescence and young adulthood, ons as mense, we construct integrative narratives of the self that selectively recall the past and wishfully anticipate the future to provide our own lives with some semblance of unity, purpose, and identity. Personal identity is the internalized and the evolving life story that each of us is working on as we move through our adult lives. I do not really know who I am until I have a good understanding of my narrative identity.
En vriende, ek weet nie of jy dit altyd so dink nie, maar elkeen van ons doen dit. Ons is 'n mense wat probeer sin maak van die data van ons lewens, alles wat met ons gebeur het, goed en sleg in 'n terme van 'n storie. En ons almal is op hierdie stadium, soos jy vandag hierso sit, of soos wat jy inluister, ons almal is ergens in daardie storie wat ons lewens noem. Party van die goeders daar was goed, en party van die goeders wat sleg, maar elkeen van ons hier het 'n diep begeerte dat die einde van hierdie storie inderdaad 'n goeie einde moet hê. Maar dit is juis hier waar die uitdaging dan is, veral vir 'n moderne mense soos ons in 'n moderne samelewing soos ons sin. Want julle sien in die wêreld waarin ek en jy vriende groot word, die skole waarin ons is, die agenda wat gekommunikeer word aan ons, in die moderne wêreld sê vir ons in die woorde van Nietzsche 200 jaar gelede, in 'n wêreld waar God dood is ons nog steeds mense wat besig is, ons lewens is 'n storie, maar nou is die verskil is ek en jy is die outeur van ons eie storie. Dis die wêreld waarin ons woon, soos William Henley in sy bekende gedig Invictus ook omtrent 200 jaar gelede gesê het. Hierdie is die gees van ons tyd. I am the captain of my own soul and I am the master of my own fate. Nou op die oog af klink dit aantreklik, dit klink goed. Maar vriende, die laaste 200 jaar sedert Nietzsche en Henley daai woorde gespreek het, is die wêreld waarin ons woon, was die sosiale eksperiment van 'n mensdom wat vir God uit die prentjie uitgehaal het daai eksperiment hopeloos geslaag, nê. Nee. Ons lewe nou in 'n wêreld wat die mense sê die laaste paar honderd jaar staan bekend as the age of anxiety. Ons lewe in 'n wêreld waar ons as die mens nou meer angstig is as ooit tevore. En ons wêreld is nou meer gebroke as ek dink as ooit tevore. Disfunksionaliteit in die gesin is nou groter as wat dit nog ooit tevore was. Gebrokenheid in die samelewing is nou groter as nog ooit tevore. Korrupsie, geweld, oorlog, soos wat ons huidigelik sien ook afspeel. En vriende, ek begin daar, want ek wil hê ons moet verstaan dat ons as 'n mense, juis in 'n tyd soos nou, het die boodskap van Genesis 37 tot 50 nodig. Want dit is presies waaroor Genesis 37 tot 50 oorgaan. Vriende, wat ons gaan sien in hierdie reeks, is ons gaan hier kyk na die lewensstorie van 'n man met die naam van Josef. En ons gaan sien in die lewe van hierdie ou Josef, hoe deur die hoogste van highs en die laagste van lows in sy lewe, hoe hy deur sy lewensstorie kom, en aan die einde van sy lewensstorie, Genesis 50 vers 20, gaan ons sien, gaan hy terugkyk, en dan gaan hy kyk na alles wat in sy lewe gebeur het, die goed en die sleg, die klein en die groot dinge, en hy gaan getuig en sê, deur dit alles was die Here goed vir my gewees. En die rede hoekom hy dit gaan sê, dat die Here was goed vir hom gewees is, want Josef, gaan ons sien, was oortuig dat God is die outeur van sy lewensstorie. Hy is oortuig dat God is uiteindelik die outeur van die storie van sy lewe en van almal se lewens. En dat wat Josef doen is Josef kyk en verstaan en interpreteer sy eie lewe, sy eie storie in die hand van hierdie groter storie wat God besig is om te skryf. God se storie. En dit is my gebed vir myself. Ek wil iemand word soos dit. Ek wil iemand wees wat meer deur al die wobblies van hierdie lewe, al die ups en die downs, kan perspektief hou, goddelike perspektief hou, soos wat ek kan onthou, maar God is die outeur van die storie, en soos wat ek kan my storie sien in sy storie. Dis my gebed vir myself, en vriende, dit is ook my gebed vir elkeen van ons, en vir ons as 'n kerk. En so ons begin vandag dan, Genesis 37, met hierdie storie, die storie van Josef. En ons gaan vandag kyk na daai gedeelte wat gelees was, Genesis 37, maar voordat ons ons kan net hier inspring, nie? Ons het nodig om dit te plaas in die groter storie van die boek van Genesis, die storie van God. En so baie vinnig, hardloop saam met my gou vinnig deur die storie, tot en met hierdie punt. Genesis 1 natuurlik vertel vir ons dat hierdie wêreld is geskep deur God. Hy is die skepper en hy skep toe in die wêreld die mens as die kroon van sy skepping. En baie belangrik, want ons gaan dit spesifiek, dit gaan uitstaan in ons gedeelte vandag, baie belangrik in Genesis 1 vers 26 tot 28, wanneer God die mens skep hy juist die mens, sodat die mens sal regeer oor hierdie wêreld, sal heers, dominion sal hê, sê die Engels, oor hierdie wêreld, onder sy heerskappy, maar oor die wêreld regeer.
Dit is waarvoor ons geskep was. Maar toe gebeur daai aaklige ding in Genesis 3, die sondeval, waar die mens powerdrank geraak het. Waar ons as die mens gesê het, hoor ek love die idee dat ek kan heers, ek love die idee dat ek kan regeer, maar ek wil nie hê dat God moet oor my regeer en vir my sê ek moet regeer nie. Ek wil eintlik die koning wees van my eie koninkryk. Ek wil nie 'n ondergesant wees van die uiteindelike koning nie. En dis die sondeval en die mens word op daardie stadium vervreem in sy verhouding van die Here af. Hy word buite God se goeie teenwoordigheid geplaas. Die mens van daardie stadium af geniet nie meer God se seëning nie in die wêreld onder die mensheerskappy geniet nie meer God se seëning nie, maar nou beide die mense en die res van die skepping ervaar nou God se vloek. Maar dit is nie die einde van die storie nie. Die res dan van Genesis tot en met ons gedeelte sien ons hoe God is inderdaad daarop uit dat hy sal sy koninkryksbeloftes gestand doen, hy sal sy koninkryk inderdaad laat realiseer en God doen dit dan soos wat hy dan intree en soos wat hy dan spesifiek 'n paadjie begin stap in die lewens van spesifieke individue. En dit is die boek van Genesis, nee, ons sien dis individue soos Noag en sy familie. En dan sien ons dit is Abraham, Genesis 12. En daar die res van dit is oor Abraham en sy familie, maar dit fokus daarna Abraham op Isak, sy seun Isak, en dan op Jakob, en dan kom ons hierso by Genesis 37. Kyk saam met daar, vriende, in die gedeelte, na vers 2. Genesis 37 vers 2, 'n nuwe opskrif in die boek van Genesis, klink so, dit is die geskiedenis dan van Jakob. Meer letterlik wat dit daarso sê, is hierdie is die generasies van Jakob se lyn. En dis eintlik wat dan volg, want eintlik wat nou hierna volg in ons gedeelte 37 tot 50, is nie eintlik oor Jakob nie. Jakob is in die storie, maar die klem word gelê op Jakob se seuns, en spesifiek op een van sy seuns, Josef. Josef, vriende, gaan in hierdie blok van Genesis, gaan Josef daardie karakter word in die groter storie van God. Hy gaan die nuwe een wees, waardeur God se koninkryksbeloftes gestand gaan doen. Hy gaan daardie een wees deur wie God se koninkryks bouprojek nou gaan realiseer. En die vraag wat ek en jouself moet afvra, maar hoe? Hoe gaan Josef dit doen? Hoe gaan Josef hierdie instrument van God se seëning wees? En vandag gaan ons daai antwoord kry hier in Genesis 37. Vriende, daar's 2 tonele in daai gedeelte, 2 blokke mini-stories wat ek wil hê ons moet sien. 2 tonele met 2 eenvoudige opskrifte. Hier is die eerste een. Josef word verhef. Kyk saam met my daarso vers 2 tot vers 11. Ons gaan daai storie volg en ek wil hê ons moet die storie hoor en verstaan. Ons sien hierso Josef word verhef. Die toneel hier beklemtoon vir ons dadelik uit die staatspoor uit 'n spanning. Soos in alle goeie Ou Testament stories, dit begin met 'n spanning. En die spanning hier is onder Jakob se seuns, tussen Josef en sy broers. Inderdaad, die gedeelte gaan ons oor en oor sien. Jy het seker opgetel dat Josef se broers haat hom. En in hierdie gedeelte, die eerste toneel, sien ons hierdie 3 bewegings in die storie wat verduidelik hoekom sy broers hom verpes, hoekom hulle hom haat. Sien dit raak saam met die 3 bewegings. Eerste een is in vers 2. Ons word vertel van hierdie insident tussen Josef en 'n paar van sy broers. Let wel, dit is die seuns van Bilha en Silpa. Nou Bilha en Silpa is 2 van Jakob se vrouens, slavinvrouens. Hulle was eintlik die slavinne van Rachel en van Lea gewees, wat ook vir Jakob kinders in die wêreld ingebring het, 4 seuns as dit ware in die wêreld gebaar het. Dan, sy naam is Dan, Naftali, Gad en Aser. En daai 4 seuns, saam met Josef dan, word deur Jakob dan uitgestuur om na die kleinvee te gaan kyk. Hierdie mini gedeelte vertel ons nie baie presies wat daar gebeur het nie. Al wat ons weet is Josef was 17 jaar oud gewees. Hy saam met hierdie halfbroers van hom daar. En wat in die oorspronklike taal vir ons duidelik is dat buiten dat hy die jongste is, hy 17 op hierdie stadium, blyk die oorspronklike taal daarso dat hy was die ander broer se assistent gewees. Hy was soos hulle appie gewees, hulle handlanger gewees, en hulle is nou daar in die veld kyk na die diere. En weer eens, ons word nie baie vertel nie, maar wat ons wel kan tussen die lyne lees, is dat daai ander broers, hierdie ander broers van Josef het iets gedoen
wat hulle nie hulle verantwoordelikheid nagekom het nie, of hulle het iets dodgy gedoen, iets oneties gedoen, en so Josef gaan na sy pa toe met 'n slegte gerig, wat hy aan sy vader bring, en dadelik hier het ons die begin van die spanning. Hier is 'n spanning tussen Josef en sy skynbare geregtigheid, en sy broers en hulle skynbare ongeregtigheid. Maar dit is nie, vriende, so wit en swart nie, en dis belangrik vir ons, dit gaan belangrik wees vir ons in die storie. Dis nie presies so duidelik vir ons wat hier aangaan nie. Is Josef regtig besorgd oor Jakob se kleinvee en oor sy pa se welstand? Of is Josef dalk besig net om stories aan te dra sodat hy net hoor op die food chain kan kom en nie meer die assistent onder hierdie broers gaan wees nie? En dit is nog nie vir ons duidelik nie. Tweede beweging in hierdie storie, hoe die spanning dan eskaleer, die konflik. Vers 3 en 4 vertel vir ons dat Josef was ook Jakob se geliefde seun gewees. Want, sê die teks, sien daar, want hy was Jakob se seun van die ouderdom. Nou al wat dit beteken letterlik van die ouderdom is dat Josef was op daai stadium Jakob se jongste seun. Op hierdie stadium lyk dit nog nie of Benjamin gebore is nie, of as hy gebore is nog jonk, en so hier is die klein jongste seun, en moenie vergeet nie, Josef is die eersgeborene seun van Rachel, wat natuurlik Jakob se favorite vrou is, sy geliefde vrou Rachel is. En so wat jy hier het, is hy is dadelik die wit broodjie onder die seuns, en daar is dan hierdie teken vir almal om te sien, en pynvol vir sy broers om te ervaar, van Jakob van Josef wat die gunsteling is, en dit is hierdie kleed wat hy gegee word. Die Afrikaans vertaal dit as 'n lang rok met moue, die Engels vertaal dit as 'n kleed, 'n robe of many colors, 'n kleed van kleure, wat 10 en ek dink, my gut feeling is dis nader aan wat dit moet wees. Maar die punt is dit, daar is die tasbare herinnering dat hy is die geliefde seun. Hy is die wit broodjie hier, en sy kleed is daar om dit vir almal te wys, maar ook dat hy behoort 'n spesiale status te geniet onder sy broers. In daai konteks is hierdie tipe van klere en hierdie kleed is 'n simbool van amper soos gesag, van die een wat eintlik 'n gesag geniet onder die ander, en dit is wat ons hier het, en sê die teks vir ons, vir daardie rede het sy broers hom gehaat. Vir daardie rede het hulle nie net sleg van hom gepraat nie, maar sê die teks vir ons daarso, het hulle sleg met hom gepraat. En dit bring ons dan by die derde beweging in hierdie eerste storie, vers 5 tot 11, dankie Elof. Vers 5 tot 11, sien ons hierdie twee drome. So daar's hierdie twee drome wat Josef het, wat hy gehaat het en wat gemaak het dat sy broers hom gehaat het. En ja, so verbeel dit, Josef kom die oggend by die ontbyttafel, daarso sit die hele familie, Josef se broers is daarso, en hulle kom by die ontbyttafel, en onthou nou, hulle klaar like hom nie baie nie, so almal draai so klein bietjie weg van hom, of hulle praat met mekaar nie met Josef nie, dis awkward silence. Josef kom en hy sê, hoorie, broers, julle sal nie glo wat ek gisterand gedroom het nie, amazing droom. Ek het gedroom van ons is in die veld, ons is besig om daarso die koring by mekaar te kry, en ons sit dit in ons gerwe, en my koringgerf staan op, en julle koringgerwe almal gaan hulle buig voor myne. En ek wonder wat my droom kan beteken. En soos in sy broers baie duidelik verstaan wat dit beteken, want dadelik verloor hulle dit daar so vers 8, hulle sê vir hom, hoor hierso Josef, dink jy gaan oor ons regeer? Daai woord is belangrik daar, dink jy gaan oor ons heers? Sê die broers ook daarso. Maar op die kersie op die koek, en is duidelik hierdie jong tiener Josef het nie baie EQ op hierdie stadium nie. 'n Paar dae later is hulle weer by die ontbyttafel. En Josef weer awkward silence, hy dink hoorie, maar kom ek sê iets by die tafel. Hy sê julle sal dit nie glo nie, ek het weer gedroom. En hierdie keer het ek gedroom dat die son en die maan en 11 sterre voor my buig. En almal kyk om hulle en daar sit die pa en die ma en die 11 broers, okay? Nie rocket science wat dit beteken nie. Soveel so dat jy kan net imagine voordat hulle om net daar so gryp, sê Jakob dan vir Josef, die teks sê dat Jakob het vir Josef hard bestraf, en hy sê vir hom, dink jy werklik dat ek en jou ma en jou broers voor jou moet neerbuig? Josef, dink jy regtig dat jy gaan oor ons heers? Dink jy gaan oor ons regeer? En so vriende, hierdie is wat die toneel oorgaan. Hierdie is die oorspronklike soapie
wat hier afspeel. Dink Bold and the Beautiful. Ek weet jong mense weet nie wat soapies is nie. Dink Days of Our Lives. Dink Egoli vir die van ons wat Egoli gesien het. Soapies gaan hier oor. As jy gewonder het, soapies is power struggles. Okay, dis wat soapies oor gaan. En hier het ons die oorspronklike soapie. Die storie van hoe hierdie Josef eers tussen 'n paar van sy broers verhef word, dan oor al die broers verhef word, dan uiteindelik oor die hele gesin verhef word in 'n prentjie wat half kosmiese taal het. Dis die storie van 'n power struggle. Die enigste ding is dis eintlik nie die oorspronklike soapie nie. En dis belangrik vir jou en vir my om te verstaan, vriende. Dit wat hier gebeur in die storie van Genesis nog die heeltyd. As ons net letterlik rewind in die storie, dan sou ons gesien het in Jakob se lewe met sy broer en met sy familie was daar net so 'n power struggle gewees. Rewind terug na Isak. Met Isak en met sy broer en in sy familie het hulle daar so 'n power struggle gehad. Rewind terug na Abraham toe. In Abraham is dit die storie van Abraham en sy broer in die wêreld met sy power struggle binne die familie. Gaan meer terug na die storie van Noag toe. Noag is 'n storie, en as jy aan die einde van Noag kom, waar daar hierdie power struggle as dit ware is, tussen Noag en sy seuns, en gaan terug na die heel eerste storie na die sondeval, wat is dit? Kain en Abel, die oorspronklike power struggle tussen die twee broers. Vriende, hier is die belangrike ding vir ons om te verstaan, hoor asseblief mooi. Wanneer Josef in ons gedeelte daarso praat van die son en die maan en die sterre, is daar een ander plek in die hele boek van Genesis waar daai frase gevind word. Genesis 1. Genesis 1 kry ons daai frase, en dan word ons vertel in Genesis 1 vers 26 tot 28, dat die mens word geskep om te heers en te regeer, ja selfs oor die ganse skepping. So die mens is geskep om te heers oor die kosmos en oor hierdie wêreld, maar dan Genesis 3 wat gebeur, is gegeewe sonde, kom daar dan hierdie donker kant in die mens se heerskappy, hoe hy regeer in hierdie wêreld. Met die gevolg dat daar van daardie punt af vorentoe 'n power struggle is. En moet dit nie mis nie, dit is kompleks, vriende. In hierdie wêreld, soos wat ek en jy ons identiteit om te heers en te regeer uitlewe, is dit 'n komplekse en 'n baie grys realiteit. Josef was reg. Hy was reg om sy pa te vertel dat sy broers nie hulle job goed gedoen het nie. Maar hy was verkeerd geweest dat hy 10 dit gebruik het om homself hoër op die leer te kry. Jakob was reg geweest om trots te wees op sy seun Josef en sy talente en sy karakter en sy leierseienskappe. Maar Jakob was verkeerd geweest om vir Josef voor te trek. Josef se broers was reg geweest om kwaad te wees vir Jakob wat vir Josef voortrek. Hulle was reg geweest om kwaad te wees vir hierdie klein arrogante tiener. Maar hulle was verkeerd geweest om hom te haat. Hulle was verkeerd geweest om met hom kwaad te praat. Hulle was verkeerd geweest om afgunstig te wees. En vriende, so vir Josef en sy familie, so ook vir jou en vir my. Kan ek jou vra, soos wat jy hierso sit, ligpunter, gas, vriend, vriendin, die wat inluister, kan ek jou vra, stop gou vir 'n oomblik, prosesseer gou, dink gou oor jou lewensstorie, dink oor elkeen van die konfliksituasies, wat of baie naby aan jou, of selfs ver weg in hierdie wêreld, maar wat nog steeds deel uitmaak van jou lewensstorie. Dink aan die konfliksituasies binne in families, soos wat ons hier het in hierdie gedeelte. Dink aan die konfliksituasies binne in 'n huwelik tussen die man en die vrou. Dink aan die konfliksituasies tussen ouers en kinders. Kinders onder mekaar. Dink aan konfliksituasies tussen vriende. Dink aan konfliksituasies binne die kerk in ons land en tussen lande soos wat ons nou sien afspeel tussen Rusland en Oekraïne. Vriende, jy kan daai konfliksituasies altyd saamvat in hierdie twee woorde, power struggle. Dis power struggles wat afspeel. En vriende, in elkeen van hierdie sfere van ons bestaan, naby aan ons waar dit gebeur, tot op die groot skaal van wêreldgeskiedenis, in elkeen van daardie sfere
gebeur daar altyd hierdie twee dinge op dieselfde tyd. En aan die een kant is daar in almal in hierdie wêreld, Christen of nie Christen, is daar Genesis 1 bloed wat in ons vloei, wat vir ons 'n goeie begeerte gee, 'n Godgegewe begeerte gee om te heers en te regeer. Daar's 'n goddelike ding in jou en in my ingebou, dat daar waar ons gaal sien, is daar bloed wat in ons vloei, wat wil orden en wat dinge wil regmaak. Daar waar daar gebrokenheid is, wil ons shalom sien. Ons wil sien dat dinge sal floreer. God het jou so gemaak. Hy het my so gemaak. Prys die Here vir dit. Dit is selfs in nie-Christen in hierdie wêreld vloei daai bloed binne in hulle. Maar vriende, in dieselfde asem, tergelykertyd in dieselfde persone, is daar ook Genesis 3 bloed wat in jou en my en in hierdie wêreld vloei. Wat maak dat tergelykertyd soos wat ons hierdie goeie Godgegewe mandaat wil uitleef, wat ons dan nie net wil heers en regeer soos God wil hê nie, maar dan wil ons beheer. Dan wil ons domineer. Dan wil ons manipuleer. Ons wil nie net dien nie, ons wil ook gedien word. Ons stel nie net belang om ander te sien voorspoedig wees en floreer nie. Ons wil in die proses seker maak dat ons het voorspoed en ons floreer. En dit is wat ons doen. Dit is hoekom hierdie wêreld lyk soos hy lyk. En vriende, wanneer dit gebeur, en veral wanneer ek en jy aan die ontvangkant is van ander, dan raak ons baie kere soos Josef se broers. Haat en kwaadpratery en afguns raak aan die orde van die dag. Dit is wat gebeur. En hoe lyk dit as dit uitspeel? Dis die tweede toneel in Genesis 37. So kyk saam met my, tel weer julle blaadjies op. Kom ons volg weer die storie. Josef, hier is die tweede opskrif dan. Josef word verwerp en verneder. So Josef word verhef in die eerste toneel, vers 12 tot 36. Josef word verwerp en verneder. Die tweede toneel. Hierdie keer is dit weer baie soos die eerste toneel, weer 'n storie oor hoe Jakob se seuns na die kleinvee kyk, maar hierdie keer is dit nie Josef nie. Hierdie keer is dit die res van sy broers wat na die kleinvee gaan kyk, en ons word vertel daar in die storie, sien raak sommer daar aan die begin. Ja, Josef se broers is by Sichem, dis so 80 km noord van Hebron waar Jakob en die familie gebly het. En baie belangrik, ons het van Sichem gelees in Genesis 34. Dit was die plek waar Jakob se dogter, Dina is haar naam, dit is die plek, Sichem was die plek waar Dina verkragt was, net 'n paar hoofstukke tevore. Dis 'n goddelose plek, dis 'n dodgy, Sodom en Gomorra tipe van plek in die storie van Genesis. En so dit is heeltemal verstaanbaar dat Jakob na, weet nie hoeveel weke nou is nie, die broers is nie daar nie, so Jakob raak angstig en so hy sê vir Josef, luister, gaan kyk of jou broers alright is, en gaan soek hulle en dan kom aan terug met 'n berig. Vertel vir my, hoe gaan dit, hoe is dit met hulle welstand? En dis ironies. Dis ironies, vriende, wat nou gaan gebeur in die res van die storie is presies die omgekeerde. Ja, Josef gaan uitgaan, maar dit is nie sy broers se welstand wat in gedrang gaan wees nie, dit is sy welstand wat in gedrang gaan wees. En dis nie hy wat met 'n berig gaan terugkom oor hoe dit met hulle gaan nie. Hulle gaan op die einde van die storie nuus stuur oor hoe dit met Josef gaan. En so kom ons volg wat gebeur. En so Josef is gehoorsaam, vers 13, aan sy pa, en hy gaan na Sichem toe. Hy vind hulle nie daar nie, maar hy vind hierdie naamlose man, sê die teks. Ons weet nie wie die naamlose man is nie, en party van die ander Joodse geskrifte is hierdie naamlose man, spekuleer hulle is die engel Gabriel. Ons word dit nie gesê nie, maar wat wel duidelik is in God se soewereiniteit, is hierdie man daar geplaas, want hy gaan baie spesifiek Josef se paadjie rig. En so hy sê vir Josef, hoor jy broers nie in Sichem nie, maar hulle is in Dothan, nog so 15 kilos net noord van Sichem. Kom saam met my, ek sal vir jou gaan presies wys waar hulle is. En so hierdie man vat vir Josef soontoe. Vers 18, soos wat Josef ver aankom, en sy broers sien hom, 10 sien hulle hom, want hulle herken hierdie klere van die kleed wat hy het. Soos wat hulle hom aansien kom, sê die broers, right, hier is ons kans, hier is daai dromer. Kom ons maak hom dood, kom ons gooi hom in 'n put, en kom ons spin dan 'n storie aan ons pa van wilde diere wat hom opgevreet het. Reuben, die oudste broer,
hier, dit lyk soos 'n goeie ding hierso, Reuben gaan hierso en hy hou nie van Josef nie, maar hy wil nie hy moet doodgemaak word nie. Hy sê, hoorie, kom ons gaan net in 'n put en dan kan hy daarso net doodgaan van die hongerte en maar sê die teks vir ons, Reuben wou gehoop het om later terug te kom en vir Josef daar te kom uithaal en om huis toe te vat. Maar later wanneer Reuben dan terugkom, dan is Josef nie meer in die put nie. Hy kom terug daar en hy sien dat Josef is nie daar nie. Die storie vertel vir ons wat gebeur het. Terwyl Reuben ergens was, wie weet waar hy was op daai stadium, het die Ishmaeliete en die wat is die ander ouens se naam, die Ishmaeliete en die Midianiete, 10 in dieselfde groep ouens het toe gekom daar verby die put. Hulle was die oorspronklike human traffickers gewees. En so hulle kom daarso aan. Een van die ander broers, Juda, dink, luister, ons het 'n great geleentheid hier. Ons kan nie op hierdie manier kan ons nie net ontslaa raak van Josef nie, maar ons kan ook geld uit die storie uitmaak. En so kom ons verkoop hom as 'n slaaf. En die teks sê hulle doen dit en die teks sê vir ons baie spesifiek daar dat Josef gaan af, baie belangrik, hy gaan af na Egipte toe. Amper klaar met die storie, vers 31 tot 36. Die boodskap van die broers kom dan uiteindelik by Jakob uit. So nou is Josef verkoop, hy's af in Egipte en nou kom die boodskap na Jakob toe. Die broers neem sy kleed, Josef se kleed en hulle doop dit in die bloed van 'n bok en hulle stuur hierdie kleed na Jakob toe. En hulle sê vir hom, so jammer pa, maar iets verskriklik het gebeur en Josef is deur hierdie wilde dier verskeer. En dit is ironies, vriende. Onthou, want Jakob het op 'n soortgelyke manier sy pa Isak gekil, ook met 'n storie met klere, het hy sy pa gekil. En in 'n mate is dit maar net, al wys ons net dat sonde het 'n manier soos 'n boomerang, nee, om terug te kom en jou net weer te byt. Presies op dieselfde manier. En dit is wat hier gebeur in die storie eintlik van Jakob, maar Jakob, die storie eindig met Jakob wat gebroken is. Hy skeer sy klere nou, hy trek 'n roukleed aan en vers 35 sê Jakob, treurend sal ek na my seun in die doderyk, na Sheol sal ek afdaal. Vriende, hierdie is wat ek en jy moet verstaan aan die storie. Die storie van Genesis 37 is nie net 'n soapie nie, dis eintlik 'n thriller. Dit word 'n thriller later, 'n thriller, want dit is 'n gruisame verhaal van hoe die innerlike haat en die innerlike afguns van Josef se broers in toneel 1 uiteindelik dan manifesteer in optrede soos hulle poging tot moord, human trafficking en hulle leuns en hulle bedrog, hulle geldgierigheid. En hierdie storie, as jy dit nie al opgetel het nie, het baie egos van presies die storie van Kain en Abel in Genesis 4, soos Kain se haat en sy afguns oorgegaan het in Genesis 4 na hy wat sy broer Abel doodgemaak het. Wat het God vir Kain gesê? Sonde probeer oor jou, die afguns in jou hart probeer heers. Maar jy moet oor daardie sonde in jou hart, moet jy oor dit heers. Maar Kain kon nie en hy het sy broer doodgemaak. En wat het toe gebeur met hom? Hy was Genesis 4 vers 17 uit God se teenwoordigheid uitgeplaas. Gebeur dieselfde ding hier. Hier is die afguns en die haat in die broers se harte. Maar hulle kry dit nie reg om dit wat in hulle hart aan die gang is oor te heers nie. En so hulle vat hulle broer, hulle wil hom eers doodmaak, maar hy is so goed soos dood in die storie. Die pa dink hy's dood. En net in die eerste vers wat ons volgende week gaan sien, 38 vers 1 gaan dit vir ons sê, en Juda, die een wat dit alles geïnstigate het, hy word uit die teenwoordigheid van sy familie uit ver weg gestuur. Hy gaan ver weg van God se teenwoordigheid af as dit ware. En vriende, wat ek wil hê ons hier moet verstaan vir jou en vir my is, dit wat ons hier in die storie sien, soos met Josef en sy broers se storie, so in hierdie wêreld, en as ek en jy moet eerlik wees, so ook in ons lewens. En so ek wil jou weer uitnooi, vriende, en dink aan die power struggles wat in hierdie wêreld is en wat jy in jou lewe by betrokke is. Dink weer, saam met my, aan daardie worstelinge tussen jou en ander van jou familie moontlik.
of dalk tussen jou en jou man, of jou en jou vrou. Dink aan daai worstelinge, daai struggles, power struggles tussen kinders en vriende, werk, kerk en in ons samelewing. Vriendin, vra jouself af, in die taal van Genesis 4 vers 7, is die innerlike haat en afguns besig om oor jou te heers op hierdie stadium? Of heers jy oor dit? Want die waarskuwing in hierdie gedeelte, en dit is die waarskuwing reg deur die storie van Genesis, is dat as dit oor jou en my sal heers, dan is die uiteinde van die innerlike haat en afguns word chaos. Shalom rafel uit, dit raak chaos, dit lei tot gebrokenheid, dit lei tot verwoesting. Vriende, en ons almal ken dit eerstehands, ons sien dit wanneer dit gebeur in ons lewens baie, baie naby, en ons sien dit op wêreldgeskiedenis op hierdie stadium uitspeel. En so die vraag vir ons almal is daar enige hoop vir ons? Is daar hoop vir 'n mense soos ons, 'n mense wat so gebroke is in ons verhouding met heerskappy, wat aan die een kant probeer die goeie en die regte ding doen, maar op die beste van tye net droog maak wanneer ons dit probeer doen, en ons wat seer gemaak word en ons wat mekaar en ander seer maak. Is daar hoop vir ons? En die antwoord, vriende, volgens die Bybel is ja. Daar is hoop vir ons, en hoop het 'n naam, en sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus, en so hoor die evangelie vanoggend, vriende. Hoor die evangelie soos ons dit vind hier in Genesis 37, en ek wil hê ons moet dit nie mis nie. Hoor die evangelie volgens Josef. En luister tog mooi. Vriende, soos Josef was Jesus daardie seun wat verhef was bo sy broers. Jesus was verhef bo ons, sy broers, in geregtigheid. Hy was sy vader se geliefde seun. Hy was die een wat geklee was in majesteit. Hy was die een wat gesag gehad het, steeds het, oor die hemel en die aarde. Hy was inderdaad, soos Hebreërs 2 dit sê, die een wat geheers het as die beter Adam van Psalm 8. Maar soos Josef se broers, vriende, het ons as die mensdom Jesus gehaat daarvoor. En ons het vir Jesus verwerp daarvoor. Ek en jy in hierdie wêreld wou nie en wil nog steeds nie hê dat Jesus moet heers as ons geliefde en verhewe broer nie. En soos Josef, vriende, hoor mooi, soos Josef wat in die storie van Genesis 37 eers verhef is en dan verneder word. Ek weet nie of jy dit opgetel het, jy het die traject opgetel van die storie. Hier is Josef, hy word verhef oor hierdie broers, dan oor die ander, dan oor die hele gesin. So hoog soos die hemele word hy verhef. En dan van daar af gaan hy na Sichem toe. Letterlik geografies af. Van daar af gaan hy letterlik geografies af na Dothan toe. By Dothan gaan hy af in die put. En sê die teks, hy gaan af na slawerny toe in Egipte. Vriende, soos die traject van Josef se lewe, so was die traject van Jesus se lewe. Filippense 2, hy wat in die hemele was, het homself verneder, en hy het afgekom en hy het 'n mens geword, en het homself verder verneder, tot op daardie punt op die kruis. Daar was hy die geliefde seun, daar was sy klere letterlik van hom afgeskeer, daar was hy bespot, daar was hy verwerp. Daar op die kruis was hy wat Jesus is, het hy gesterf, en hy het in die put, hy het in Sheol die graf opgeëindig. En hy was in ballingskap, ver verwyderd van God se beloofde land. Hy was in ballingskap, ver weg van sy Vader se goeie teenwoordigheid. Vriende, dit is Jesus in die storie vir jou en vir my. Maar wat ek en jy hier moet verstaan, dit moes gebeur. God is die outeur van Josef se lewe, soos hy die outeur was van Jesus se lewe, soos hy die outeur is van jou en my lewe. Vriende, Josef moes in Egipte opeindig, soos ons gaan sien in die res van die storie. Hy moes in Egipte opeindig, dat hy daar verhef kon word, sodat hy daar die een kan wees wat sy broers en God se mense en die wêreld op daai stadium kan red en kan seën.
Vriende, en so moes Jesus kruis toe gaan, hy moes sterf, dat hy kon opstaan, verhef kon word. Sodat Jesus nou die geliefde seun kan wees, wat vir ons kan red, wat die wêreld kan red en kan seën. Vriende, dit is Jesus, dit is jou en my enigste hoop, en ek sluit hiermee af, hoor mooi. Ek sluit af, vriende, dit is hierdie storie. Dit is uiteindelik die storie van wat God in hierdie wêreld besig is om te skryf, en die persoon van Jesus, wat dan vir jou en vir my betekenis en perspektief gee, in ons alledaagse stories, veral soos wat ek en jy sukkel, om te heers en te regeer, soos wat God ons geskep het om te doen. Soos wat ek en jy vir Jesus voor oë hou. Jesus, wat juis gesterf het, omdat ons in ons power struggle teen hom verwerp het. Maar ten spyte van Jesus, wat deur dit ons geseën het. Vriende, dit is soos wat ek en jy dit onthou en besef, vir Jesus sien en die voordeel daarvan vir ons sien, wat dit iets aan jou hart en aan my hart behoort te doen. Waar dit ons harte sag maak en wat dit jou en my 'n mense dan maak wat sê, ek sal myself nie verhef nie. Ek gaan soos Josef toelaat dat die Here my verneder. Ek sal wag, want die Here sal in sy goeie tyd sal hy my verhef. En so vriende, kan ek ons tot dit nooi. Vriende, soos vir Josef aan die einde van hierdie gedeelte, mag dit ook jou en my storie wees. Mag ons mense wees wat wag op die Here, want ons stories is nie verby nie. God is nog besig om jou en my storie te skryf. En ons weet hoe die storie gaan eindig. So kom ons wag op hom, kom ons rus in hom. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U dat daar duisende jare gelede, ergens in die Midde-Ooste, in die lewe van hierdie familie, was U besig daar om 'n storie te skryf, Here, wat eintlik maar presies is hoe ons lewens lyk en voel en hoe ons dit ervaar. Here, en ons loof en prys ons dat beide hulle stories en ons stories, Here, uiteindelik vind vervulling en betekenis in Jesus se storie. En so Here, ek bid vir elkeen van ons hier vandag. Ek bid Here dat U vir Jesus meer kosbaar sal maak. Here, dat ons perspektief sal behou soos wat ons na hom kyk. Here, dat ons in hom sal rus. En soos wat ons sal wag, soos wat U ook U storie skryf in ons lewens en deur ons lewens. Ons loof en ons prys U as die outeur van lewe. Beide die goed as ook die sleg en die moeilik van hierdie lewe. U is die outeur, o Heer, en by U wil ons rus vind, ja selfs in die moeilike tye in die put. En so ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.